Dis 'n pragtige maandagoggend hier in Namakoland. Goeiemôre, my naam is Frik Weideman en welkom by my bakkie boodskap. Nou mense, vandag wil ek saam met jou bid vir oorwinning. Want baie mense vra vir oorwinning. En baie mense gaan vanoggend sê, Frik, ja, ek het oorwinning nodig in my liggaam. Ek het 'n stryd by my werk. Ek het 'n stryd met my kinders. Ek het 'n stryd met my huwelik. So bid saam asseblief vir oorwinning. Ek is tans besig in 'n besigheid en ek ervaar en ek sien die nederlaag en ek ervaar die mislukking is op pad. So ek het oorwinning nodig. Ek weet nie watter area jy oorwinning nodig het nie, maar almal vra vir oorwinning. Baie mense bid daarvoor. Ek bedoel, ons sing liedjies wat gaan oor oorwinning. Ons getuig van oorwinning. Maar voor ek saam met jou bid, wil ek net hê jy moet kennis neem dat as dit nie vir stryd was, of vir konflik, of vir oorlog in ons lewens nie, dan kan ons nie getuig van oorwinning nie. As ek net byvoorbeeld dink aan Dawid by die oorwinning behaal oor Goliat. As daar nie 'n Goliat was nie, was Dawid heel waarskynlik nie die figuur in die Bybel gewees wat ons oorlees nie. As ek net dink aan die volk wat uitgetrek het uit Egipte uit, en hulle staan voor die Skelfsee, en die Egiptenare kom, en die stryd kom, en die konflik kom, en die teenkanting kom, en die see gaan oop, sou dit nie gebeur het as daar nie konflik was nie. As ek net dink aan Daniël, in die leeukuil, Daniël sou nie kon getuig het van sy oorwinning, dat die Skepper God by hom was in die leeukuil nie. Konflik is nie die bewys dat ja, die Heilige van Israel nie met jou is nie. En baie mense is van mening dat die oomblik wanneer stryd kom en konflik is daar en hulle ervaar teenkanting, dan sê hulle baie maklik, maar Vader is nie met my nie. Hy het my vergeet. Hy antwoord nie my gebed nie. Hy is nie daar vir my nie. Hy kom nie deur vir my nie. En dis ongelukkig verkeerd en ons het uiteraard 'n verkeerde persepsie wanneer dit kom by konflik en stryd en teenkanting. Ek bedoel mense, konflik is juist die terrein waar getuienisse geskryf word. Dis die area wat ek en jy in gevorm word, karakters word gevorm. Jakobus 1 praat duidelik daarvan, hy sê deur beproewing, wanneer beproewing kom, wanneer teenkante kom, dan word ek nie vernietig nie, dit vorm my, dit bewerk volharding, dit bring volharding, dit leer my wie ek is, ek gaan myself nie kan ken, ek gaan nie my persoonlike grense ken, as ek nie in konfliksituasies is nie. Dit is so. So ek en jy moet vanoggend kennis neem, en ek gaan saam met jou bid. Maar ek wil net hê jy moet weet dat as daar konflik nou in jou lewe is, of daar stryd wat jy ervaar, dan beteken dit nie, jy word vernietig nie. Inteendeel, ons staan op, want vermenigvuldig is die aanvalle teen die regverdige, maar uit elkeen van hulle word ek en jy verlos. Neem kennis daarvan. En daarom sê die woord in Galasiërs 6 vers 9, hy sê moenie ophou om goed te doen nie, al is dit in jou moeilikste tye. Staan weer op. Kom ek en jy bid weer. Kom ek en jy soek weer. Kom ons glo weer. Moenie dink, Vader het jou verlaat nie. Om te volhard beteken ek weier om deur my omstandighede stilgemaak te word. Ek gaan gevorm word na sy karakter. Ek gaan getuig vanweë my konflik wat ek nou ervaar, gaan ek getuig oor sy grootheid en sy naam. Oorwinning kom deur vertroue wanneer ek konflik ervaar. Kan ek dit weer vir jou sê? Oorwinning kom deur vertroue in hom wanneer ek konflik ervaar. En dit is belangrik wat ek nou vir jou sê, ek vertrou al gaan die deure nie oop nie. Ek vertrou hom al sien ek die nederlaag, al sien ek die mislukking. Al is die deur nog nie oop nie, al verstaan ek nie op hierdie stadium nie, al het ek nie die antwoorde op hierdie stadium nie, ek bly vertrou, al maak my finansies en my huwelik nie nou vir my sin nie, ek weet, my vertroue is in hom, en hy sal die oorwinning gee, ek ken nie die pad vorentoe nie, maar ek weet, hy is saam met my op hierdie pad. Dis vandag my boodskap. En dan belangrik, Openbaring 12 vers 11, ek en jy sal oorwin. Mense, dis nie onderhandelbaar. Ek en jy sal oorwin deur die bloed van die lam. Dit beteken, hy die finale sê, die bloed van die lam. Nie my eie vermoë nie,
Nie my eie denke, my eie talente, my eie finansies nie. Nie my eie geregtigheid nie. Nie omdat ek geval het nie, maar omdat hy met my is. Hy sal my weer optel, hy sal my die oorwinning gee. Die lam van Elohim het die laaste woord. Moet dit nie vergeet nie. So ek wil saam met jou bid. Net daar waar jy is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, daar is soveel mense vandag wat oorwinning nodig het. Soveel mense wat die situasie waarin hulle nou is, beskou as 'n mislukking, as 'n nederlaag. Hulle beskou dit as, U het hulle verlaat. En ek weet U het nie. En daarom verklaar ek vandag U woord oor elke persoon wat ingeskakel is. Ons sal oorwin deur die bloed van die lam. Deur ons getuienisse wat ons gaan uitlewer met ons eie mond oor die grootheid en die almag van ons Hemelse Vader. Ons het ons eie lewens nie lief gehad nie, en ons lê dit vandag neer vir U koninkryk. Ons verklaar vandag, Vader, ons sal aanmeld om gehoorsaam te wees, met 'n gees van volharding, om te vertrou, en ons is onder die beskerming van die bloed van die lam. Daarom verklaar ek vandag oorwinning oor elke persoon se lewe wat vandag ingeskakel is. En dat hulle sal terugkom en kom getuig oor U grootheid en die almag wat U openbaar vandag in hulle lewens. Abba, dankie vir die oorwinning. Dankie vir die deurbrake. Dankie ook vir die konflik waarin ons kan sien die uitgestrekte arm van die lewende God wat met ons is. Want U woord sê, U sal ons nooit begewe en U sal ons nooit verlaat nie. Ek bid vandag vir elke persoon wat ingeskakel is by my bakkie boodskap, dat U hulle vandag sal seën en sal toevou en omvou met die kosbare liefde. En dis my gebed. Dis my roepe vandag, Vader, in die wonderbare naam van Yeshua, die Messias, die gesalfde, ons verlosser en ons saligmaker. En my gees roep uit, halleluja. Mense, baie dankie. Van my kant Frik Weideman, bakkie boodskap tot volgende maandag. As ek die lewe hou en ek is gesond, dan praat ek en jy weer. Shalom.